Goeiedag geliefdes, dit is vir my heerlik om u weer te verwelkom by ons studie oor Romeine die eerste hoofstuk. En ons gaan vandag met mekaar praat oor die 12de vers, maar ek wil tog vir u lees daar van die 10de vers af, dat u net die hart van die apostel Paulus hoor. Dit klink so: en altyd in my gebede smeek, of ek tog nou uiteindelik 'n goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God, om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, en julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle, deur die gemeenskaplike geloof van my, sowel as van julle. Die apostel Paulus kom praat hier, het reeds vir ons gesê, hy het ontsettende verlange om by die gemeente in Rome te kom. Nou, Rome is 'n redelike goddelose stad, die Romeine was aan bewind daar, maar daar was 'n gemeentetjie van die Here in hierdie stad en Paulus wou baie graag by hulle kom. En die rede hoekom hy by hulle wou kom, hy wou aan hulle een of ander geestelike genadegawe kom gee. Hy wil vir hulle die woord van God kom bring en hulle kom bemoedig en hulle kom versterk. Hy sê dan ook dat hy smeek al die hele geruime tyd of hy tog nou die geleentheid sal kry om uiteindelik na hulle toe te kom. En wanneer die apostel Paulus praat om een of ander geestelike gawe aan julle te gee, dan wil hy ook versigtig wees, en wil ek dit vir u en my ook stel, dat ons versigtig moet wees om nooit die idee te gee asof ek meer is as julle, asof ek belangriker as julle is, en of julle 'n bietjie benede my is wat kennis en allerlei goed aanbetref nie. Ek wil na julle toe kom om julle te kom bemoedig. En dan sê hy dat ons mekaar sal bemoedig. So mooi woord, hy sê, dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Dit gaan nie oor teologie per se nie. Dit gaan nie oor prediking per se nie. Dit gaan daaroor basies dat ek God beter sal leer ken, mooier gemeenskap met God sal hê, intiemer wandeling met God sal hê. Nou as ek weer vir die ou verhaaltjie kan vertel wat ek eintlik al baie vertel het. Van daardie drama student wat Psalm 23 gedramatiseer het. En toe hy klaar was, het die skare hom toegejuig en vir hom hande geklap. Hy was so arrogant dat hy vra, ek wonder of daar iemand is wat my dit wil probeer nadoen. 'n Ou oom wat die gehoor het opgestap na die verhoog toe en met 'n krakende en 'n ou stem Psalm 23 begin quoteer. Toe hy klaar was, toe rol die trane oor die oë van die gehoor. En party sit en snik. Hierdie drama student het na die oom toe gekyk en gesê, oom, hoe kry jy dit reg? Sy antwoord was, boetie, jy ken Psalm 23, ek ken die herder. Dis 'n reuse verskil. En dit is waaroor die hele evangelie gaan, dat ek my God sal ken. Kom ons haal net 'n paar gevalle in die Bybel aan. God te ken. Dawid het sy God geken. Daarom het hy teen Goliat opgetree. Elia het sy God geken. Daarom het hy die Baalpriesters uitgedaag. Paulus het God geken. Daarom het hy gesê, skep moed. In hierdie nag was die engel van die Here by my, en hy het vir my gesê, die boot sal vergaan, maar nie een van ons nie. Presies wat gebeur, soos wat hy gesê het, 270 man is die volgende dag almal op die strand en niemand het skade gely nie. Elia het sy God geken. Toe hy daar vir Gehasie gesê het, hy wat met ons is meer as hulle wat teen ons is.
Jy sien geliefdes, die basis van 'n mens se hele bestaan op aarde moet gaan oor jou verhouding met God. Nie teologiese argumente en teologiese redenasies en slimmigheid nie. Nie doktorsgrade in teologie nie, maar 'n intieme kennis van die Allerhoogste God. Dit is my so mooi as ek na die bergpredikasie van die Here Jesus luister en ek lees die hele eerste saligspreking wat hy vir ons gee. Salig is die wat arm van gees is. Nou, arm van gees beteken nie mense wat verstandelik nie by is nie, of mense wat verstandelik agter is nie. Dit beteken hulle wat hulle behoefte aan God besef. Hulle wat weet hoe klein hulle is, hulle weet hoe nietig hulle is, en wat hulle hoop op God stel. Salig is hulle. Dis waarmee hy begin, die hele eerste van die saligsprekinge. Hy weet, die apostel Paulus, dat alles wat hy het, en alles wat hy ooit mag hê, is deur God aan hom gegee, deur die inwerking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat hom bekragtig het, om die woord van God te kan verkondig. Die Heilige Gees wat vir hom die woord verklaar het. Ag geliefde, jy kan al die doktorsgrade in die wêreld hê, en uiters dwaas wees. Ek dink aan die teologiese wêreld, waar ek die voorreg gehad het om ook met hierdie mense te meng en klas te gee. Dat 'n man met 'n reeks van doktorsgrade agter sy naam 'n twyfel in sy hart kan hê en sê, daar bestaan nie so iemand soos die duiwel nie. Sonde is 'n fiksie. Sonde is soos die gate in die kaas. Dis 'n niks. En hy ken nie eers die aardsvyand nie. Jesus Christus is nie die enigste saligmaker nie. Die Bybel is so vol foute dat jy dit nie kan glo nie. Dan sê ek 5 doktorsgrade agter jou naam en jy's uiteindelik nog steeds so dwaas. Die apostel Paulus besef, alles wat ek het die Here vir my gegee. En geliefdes, ek en jy moet ook dit vir mekaar sê. As lidmate van die liggaam van die Here Jesus Christus, staan ons immers almal op 'n gelyk grond. Ons is almal net kinders van God uit genade gered. Dit laat my ook dink aan daardie verhaaltjie, en as ek dit ook vertel, ek verskoon my. Van hierdie ou dogtertjie wat in die trein ry, en oorkant daar sit 'n man en sy het 'n passie in haar hart vir Jesus. En sy sê, oom, kan ek 'n oom vraag vra? Ken oom die Here Jesus as saligmaker? Sy antwoord was kort en saaklik, meisiekindjie, ek is 'n teoloog. Vir 'n rukkie het sy geswyg, toe sê sy, maar oom, ag kan ek asseblief vir oom vra, ken oom die Here Jesus as saligmaker? Weereens het sy die antwoord gekry, ek het vir jou gesê, ek is 'n teoloog. Die derde keer, toe skep sy moed en sê, ekskuus oom, maar ek wil vir oom weer vra, ken oom die Here Jesus as oom se saligmaker? Hy het weer geantwoord, dogtertjie, ek het vir jou nou al herhaaldelike kere gesê, ek is 'n teoloog. Waarop sy antwoord, maar oom, die Here kan teoloë ook red. Daarom die geweldige woord, geliefdes, dat ek en u as lidmate sal besef, elkeen van ons het in die hart van God 'n ongelooflike plek. Hy het ons deel gemaak van die liggaam van die Here Jesus Christus. En die bemagtiging van God se woord is die Heilige Gees wat die woord in jou en my hart kom wakker maak. Dis die ryke ervaring wat ek oor my lewe met God gemaak het. Weet jy, in my bediening het ek mense ontdek wat 'n standaard 4 op skool gehad het. Wat nie die geleerdheid gehad het, dood eenvoudige werke, padwerkers wat hard gewerk het met die pik en die graaf. Powere werk gehad het in die samelewing, maar 'n ryke ervaring van God gehad het. En wanneer hulle met jou kom praat oor God, en jy praat met hulle
oor hierdie God wat hulle beleef, hierdie God wat hulle ken, dan borrel dit uit hulle harte uit, en jy hoor hierdie mens het 'n diepe verhouding met God. Paulus was bevoorreg om 'n hele paar dinge te kon beleef. Hy is deur Gamaliel, die hoofprofessor, het hy sy teologiese opleiding gekry. Hy is weggeruk in die derde hemel en het onuitspreeklike dinge gesien wat 'n mens nie oor mag praat eers nie. Maar daar is geen roem en geen aanstellerigheid by Paulus nie. Paulus kom op 'n baie eenvoudige wyse na hulle toe en sê, ek wil graag by julle kom kuier, dat julle met my en ek met julle ons geestelike ervaring van God kan deel, dat ons God kan eer, dat ons God kan verheerlik, dat ons die naam van God kan eer toebring, want hy alleen is die een wat ons eerwaardig is, wat ons aanbidding waardig is. Dis hy wat ons in staat stel om die woord van God te ken. Daarom, nie mense weg te stoot asof jy beter is nie, maar met mense op 'n gelyk basis te assosieer. Ons is kinders van God. En of jy nou ryk is, en of jy arm is, jy is vir God belangrik. Is dit nie so dat Jakobus vir ons tydkeer kom waarsku, dat jy jouself assosieer met die rykes? Jy assosieer jouself met die wat baie kan gee. Jy assosieer jou met hulle wat vir jou sal dra, wanneer dit met jou swaar gaan. En jy bou 'n klomp mense om jou saam, wat die meeste van jou aandag kry, en aan wie jy spesiale aandag gee, en hulle spesiaal geniet. Mense wat die grootste sê in die kerk het. So as hulle aan jou kant staan, dan behoort jy jou sake te kan deurvoer. En jy gebruik mense tot jou voordeel. Die Here Jesus se bediening was juis nie aan rykes nie. Ek het gekom vir die armes. Ek het gekom vir die sieklikes. Ek het gekom vir hulle wat my nodig het. Ek het gekom vir die behoeftiges en hulle wat besef dat hulle my nodig het. Onthou jy vir Jakobus, die rykes laat julle hier voor sit op die sagte opgestopte banke. Vir die armes sê julle daar agter in die saal vir julle 'n plekkie kry waar julle kan staan. Daar's nie plek vir julle om te sit nie. Weet jy geliefde, in my bediening was ek by mense gewees en ek mense ontdek. Arm van die armste. Minste in die lewe gehad. Maar as jy kyk na die huwelik van daardie twee mense, as jy kyk na die lof wat hulle die Here toebring, hoe hulle oor hulle God praat, dan staan jy beskaamd om te sê, hulle het niks aards nie, maar hulle het 'n wonderlike verhouding met God. Paulus sê, ek wil na julle toe kom, dat julle met my kan deel en vir my getuienis kan gee van wat God elke dag in julle lewens doen en wat die Here vir julle opseën, dat julle my kan seën. Geliefdes, ek was by mense wat sterwend is, en dan kom ek om vir hulle te bid, en as ek daar weggaan, dan sê ek, hulle het my meer bemoedig as wat ek hulle kon bemoedig. Hulle was lewendige getuies wat uitborrel van die Here, selfs op hulle kankerbeddens, op hulle laaste, was hulle harte so vol, dat die spreekwoord waar word, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Paulus wil na hulle toe kom, en vir hulle sê, ek wil saam met julle kom deel. Ag, onthou u daar in Matteus 20 vers 24, toe die ou disipeltjies onder mekaar redeneer, wie van hulle is die belangrikste? Toe moet die Here Jesus hulle vinnig op hulle plek bring om te sê, die een wat die minste is die meeste. En die een wat die meeste is die laaste. Wie eerste sal laaste wees. Wie laaste is eerste. Onthou jy Johannes 13, toe hulle daar kom by die plek van voete was. Toe sit al die disippels vir mekaar en kyk, wie gaan hierdie taak doen? Die Here Jesus bind 'n handdoek om sy middel, vat 'n skottel water en hy begin die voete van sy disippels was. Petrus kry skaam en sê, Here, u kan nie my voete was nie.
U die lewende God, U die seun van die Allerhoogste God, hoe kan U my voete was? Petrus, as ek nie jou voete was nie, dan het jy nie deel aan my nie. Maar weet jy wat vir my die ergste is? Een van daardie 12 is Judas, die een wat hom verraai het. Die Here kry nie 'n skrobborsel toe hy sy voete was nie. Hy was sy voete met dieselfde deernis en met dieselfde liefde as wat hy almal se voete gewas het. Want hy maak geen onderskeid nie. Judas het die verraderlike pad geloop, maar my liefde vir hom het nie verander nie. En wanneer hy die Here kon verraai, dan spreek die Here 'n woord, vriend. Daardie vriend beteken beminde, hooggeagte. Verraai jy die seun van God met 'n kus? Self daar spreek die Here nie vir hom negatief aan nie. Die Here Jesus het 'n hart gehad wat uitreik na mense toe. Na stikkende mense. Galasiërs die 6de hoofstuk vers 1. Kom die apostel Paulus en sê juis vir ons, op julle wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede van die swakkes te dra. Julle wat sterk is, wat deur God bemoedig is om te kan, op julle rus 'n verpligting om die swakhede te dra van 'n medebroer en suster wat swaar kry. Uit te reik in gebed na hulle toe, uit te reik in finansiëel na hulle toe, uit te reik in bemoediging en ondersteuning na hulle toe, want hulle is deel van die liggaam van die Here Jesus Christus. Ag, as hy met die predikant praat, dan het hy daar in 1 Petrus die 5de hoofstuk ook 'n geweldige woord. Hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelkelike kroon van heerlikheid ontvang. Moenie baasspelerig wees nie. Moenie dink jy's beter as ander mense nie. Moenie roem op wat God jou gegee het nie. As jy vandag rykdom het en jy het voorspoed, onthou net wat sê 1 Korintiërs 4 vers 7, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Ons is daar om mekaar te dien. Ag, dit is my so mooi in 1 Korintiërs 12, en daar by die 22ste vers wat sê, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En daai liggaam van jou, wie roem oor die bloedstelsel? Wie roem oor die senuistelsel? Wie het al ooit vir jou gesê jy het mooi niere? Wie het al ooit vir jou gesê jy het 'n mooi lewer? Wie het al ooit met jou gepraat oor daardie verborgene wat niemand sien nie? Ja, binne die liggaam van die Here is daar mense wat nie op die voorgrond is nie. Hulle is in die agtergrond, niemand neem kennis van hulle nie, maar hulle is lewensbelangrik vir die liggaam van die Here. Daarom moet nooit van jouself meer dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dink daaraan om besadig te wees dat die mate van die geloof soos God dit aan elkeen bedeel het. Ja, dit is so. Dat Hebreërs 13 vir ons 'n woord het. Dit is so en ek lees dit vir u. En dis waar as hy hierdie woorde sê. Hy sê, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van 'n lewenswandel en volg hulle geloof na. Eer jou voorganger, dis reg. Maar geliefdes, die voorganger moet besef, al sou ek eer kry, dan verneder ek my voor God. Hoekom sê hy moet dit so wees? Gedenk julle voorgangers, wat die woord aan julle verkondig. Dat hulle bemoedig sal word, dat hulle nie die werk al sigtende sal doen nie, maar dat hy met blydskap kan doen om die woord van God na julle te bring. Paulus sê, ek is 'n mededeelgenoot, ek is 'n geroepe deelgenoot. Ek wil so graag na julle toe kom,
en saam met julle kom deel dat julle my bemoedig en dat ek julle bemoedig. Mag julle 'n gemeente wees wat leef vir mekaar. Mag julle mense wees wat uitreik na mekaar en mekaar bemoedig in die Here. Dis so nodig in die tyd wat ons lewe. Aanslag is fenomenaal baie. Wees daar vir mense om jou. Goeiedag vir u. Praat volgende keer verder en mag die Here vir u baie ryk saam. Goeiedag geliefdes.